in die allerheiligste inbeweeg en het hy die werk van die ondersoekende oordeel begin. En toe het ons gaan kyk dat terwyl die hoëpriester in die allerheiligste in was, het u en ek of ons wat glo, en dis seker 'n plek om te begin, is ons as 'n kerk, as 'n denominasie, glo dat ons in die antitypiese dag van versoening is. En ons glo dat die simboliek, om te kyk na wat die hoëpriester gedoen het, en kyk na wat Israel gedoen het, het dan van toepassing op my lewe in die antitypiese dag van versoening. En ons het gekyk in die eerste preek wat God doen, en toe het ons gekyk in die volgende preke, is daar gesê dat ek en jy moet onsself voor God verootmoedig. Dis een ding wat die volk moes doen. Die tweede ding is, hulle moes 'n heilige byeenkoms hê. En dit het beteken dat jy sou terugkyk as volk op die goedheid van God, en God loof en prys weens die goedheid. Dan moes ons, na ons die goedheid van God raak sien, ons harte ontbloot, verootmoedig voor God. En vir God vra, Here, kyk in my hart en kyk na die dele wat ek nog nie heeltemal vir jou wil gee nie. En toe het ons gekyk na, ons moet ook 'n offer wees wat van vuur gemaak is. En die offer wat van vuur gemaak is, verwys spesifiek na die offer wat gemaak was deur die vuur wat nie deur mense hande aangesteek is nie. Daai vuur wat altyd moes brand in die heiligdomstelsel. En vandag kyk ons na die laaste deel, doen geen werk nie. En ons gaan van die veronderstelling dat die antitypiese dag vir ons van toepassing is, so as hulle nie moes werk doen nie, hoe maak ons dit simbolies van toepassing op 2025? Die dag waarin ek en jy leef. En sien, dis die eerste ding wat u en ek moet doen, is ek moet vir onsself vra, glo ek dat ek in die antitypiese dag van versoening is? Dis die eerste vraag wat jy vir jouself moet vra, en wat ek vir myself moet vra, want as jy sê ja, dan beteken dit hierdie ding het van toepassing op my lewe in simboliek. So ek wil met julle die verse deel, wat ons deur al die preke so ver gedeel het, en dit kom uit Levitikus 23 vers 26 tot 32. Dit sal ons skrifgedeelte wees, Levitikus 23, verskoon my, vers 26 tot 32. En dit sê vir ons, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van die 7de maand is dit die versoensdag. 'n heilige vuurdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verootmoedig en julle moet vir die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie dag mag julle geen werk doen nie, want dit is die versoensdag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God. En dan baie belangrik, want elkeen wat op hierdie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Nie woorde waarvan ons baie in die Bybel lees nie, is ook nie woorde wat ons heeltemal gemaklik voel om dit te hoor nie, maar God sê moet uit sy volksgenote uitgeroei word. So dit was 'n ernstige ding. En dan gaan dit aan om te sê, ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal ek uitroei onder my volk. Julle mag geen werk doen nie, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in julle woonplekke. 'n dag van volkome rus moet dit wees vir julle, en julle moet julle verootmoedig op die 9de van die maand op die 9de van die maand in die aand, van aand tot aand moet julle Sabbat, ek gaan dit weer lees. Op die 9de van die maand in die aand, van aand tot aand moet julle Sabbat hou. So daai dag was gesien, alhoewel dit 'n seremoniële Sabbat was dit gesien en moes dit gehou word soos 'n normale Sabbat. So ons het gekyk, jy moet 'n gewyde byeenkoms hê. Ons het gekyk na wat dit beteken om verootmoedig voor God te staan, en ons het gekyk wat dit beteken om 'n offer te wees. Nou wat beteken dit in die dag waarin ek en jy lewe om nie te werk nie? En wat verwag God van my as dit sê moenie werk nie, en hoe maak ek hierdie van toepassing op die tyd waarin ek lewe? So vanoggend wil ek vra dat u saam met my bid, want die inspirasie sê vir ons dat met tye, en vandag in eredienstyd, Satan letterlik agter die individu sal kom staan en hulle aan die slaap sal maak, sodat hulle die einste sleutelpunte dan mis wat God vir hulle beplan het om te hoor. Het julle dit geweet?
Sy sê dat Satan sal spesiaal kom en agter ons staan en ons probeer weg laat dryf van die punt wat God vir ons probeer maak. Psalm 127 vers 1 sê vir ons: As die Here nie die huis bou nie, soeg hulle wat die huis bou vergeefs. En as die Here nie in die stad bewaar nie, waak die wagte te vergeefs. Inspirasie sê vir ons ook die volgende: Ons wat aan die einde van die eeue leef, het die voorreg om die Ou Testament en konteks met die Nuwe Testament te bestudeer. Ons geloof en moed behoort versterk te word terwyl ons profeseë in vervulling sien. Dan word die profeseë is besig om vervul te word soos wat ons vandag leef. En hier is die belangrike deel: maar hoeveel is daar wat ongelowig is, wat nie op die waarskuwings ag slaan nie? Hoeveel is daar wat in selfsug en ontevredenheid openbaar in hulle handelinge teenoor mekaar? Hoeveel huisgesinne word lam gelê omdat die lede daarvan Satan se fluistering ontvang en daarop regeer? Hy weet, dis Satan, dat die gees wat in die huis regeer in die kerk ingebring sal word. So Gees van Profesie sê vir ons dat ons lewe in die vervulling van profesie. Maar daar's baie mense wat dit nie glo nie. En daar's baie mense wat nie op die waarskuwings ag slaan nie. En dan sê sy dat Satan kom met hierdie gedagtes in die huisgesin in en ons reageer daarop en dieselfde gees wat dan daar heers, kom eintlik in die kerk in. En dit is dan wanneer ons, soos wat Openbaring 3 vir ons waarsku, aan die slaap raak. So, maak daardie stelling u en my vandag bekommerd. Maak dit ons bekommerd dat God ons waarsku dat die tyd waarin ons nou lewe die vervulling van profeseë is en dat baie van ons dit nie hoor nie of nie glo nie. Ek weet nie van julle nie, maar dit maak my bekommerd. Miskien is dit in my kapasiteit as predikant. So, jy en ek moet die eerste keer vir onsself vra, glo jy dat jy in die antitipiese dag van versoening lewe? Want as jy doen, het jy nodig om jouself 'n heilige byeenkoms te maak, jou gesin en jou kerk. As jy dit glo, het jy nodig om jouself voor God te verootmoedig in die tyd waarin ons lewe. As jy dit glo, het jy nodig om 'n heilige offer te wees. En as jy dit glo, het jy nodig om geen werk te doen nie. Nou, dis baie ernstige woorde. En God verwag nie van ons om pessimistiese hartseer mense te wees nie. Hy verwag nie van ons om met 'n permanente frons op ons gesig rond te loop nie, maar hy verwag van jou en van my om ernstig te dink oor die tye waarin ons leef. En die dinge wat ons moet doen weens die tye ter harte te neem. En die Engelse woord sê dit is solemnus. Dit moet by my en jou 'n erns wakker maak. Nee, ek en jy het nie nodig om soos 'n pessimistiese, donker mens rond te loop nie, maar ons het nodig om baie, baie ernstig te reflekteer oor die tyd waarin ons leef. En wat ek en jy moet doen in die tyd waarin ons leef. Want inspirasie waarsku vir my dat baie van ons doen nie. Sien, daar's net twee ervarings wat elkeen van ons, elkeen wat vandag hier sit, gaan net een van twee ervarings ervaar. En die eerste ervaring vind ons in Handelinge 13 vers 19. Ek gaan vinnig beweeg, ek weet nie hoe vinnig Nathan daar agter is nie, so as ek dalk te vinnig beweeg, skryf die verse neer. Handelinge 13 vers 19 sê vir ons dan die volgende: Bekeer julle dan en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar van tye van verkoeking van die Here afkom en hy sal Jesus stuur. So die eerste ervaring van twee wat ek en jy kan hê, is die ervaring dat God ons sondes gaan uitwis. Maar dan is daar 'n tweede ervaring wat elkeen van ons gaan hê, of kan hê, of moontlik deel kan wees. En dit word gevind in Eksodus 32 vers 31 tot 33. Eksodus 32 vers 31 tot 33 sê, en Moses het toe na die Here toe teruggegaan en gesê, hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen, deur vir hulle 'n god van goud te maak. Vergewe tog hulle sonde,
As dit nie kan nie, moet u my naam uitvee uit die boek wat u geskryf het. En dit verwys na die boek van lewe. En dan vers 33, en God antwoord, maar die Here het hom geantwoord en gesê, nee, ek sal hulle wat teen my sondig se name uit die boek uitvee. So aan die einde van die dag is daar twee ervarings wat jy as kind van God kan hê. Of aan die einde van tyd, aan die einde van dag as alles verby is, gaan jou naam uit die boek van die lewe gehaal word, of jou sondes gaan uitgewis word. Die hele punt van die ondersoekende oordeel. So ons kan in twee ondervindings opgedeel word. En baie mense dink vandag dat om oor hierdie goed te praat maak jou 'n fanatikus. En dat dit te ernstig is vir die tyd waarin ons leef. Maar soos Israel van ouds moet ons besig wees met die werk in die kamp. Soos Israel van ouds is ons baie keer hoorders van die woord, maar nie doeners van die woord nie. En dis hoekom ek kom terug na dieselfde vraag oor en vraag. Is jy in die antitypiese dag van versoening? Want as jy is, dan het hierdie van toepassing op jou. Of dit lekker is om te hoor, en of jy daar mee saamstem, God se woord sê reguit vir jou en vir my, dat ons moet oor hierdie goed agslaan. Ons kan sien in die gebeure van die wêreld wat plaasvind, dat God binnekort in die proses van terugkom is. Met ander woorde, die oordeel is besig om te eindig, en Jesus sê, ek gaan terugkom, en my beloning is met my. En dis 'n baie belangrike ding. Want wanneer jy 'n besigheid het, en dis Golla-dag, dis dag van betaling, en elke werker kry sy koevertpakkie waarin die geld is, sien jy die eienaar van die besigheid of die finansiële departement gou-gou op 'n lys skrap en skryf en sien, maar wag so bietjie, ek moet die ou soveel betaal, hy het soveel ure gewerk. Nee, jy kom sit, jy kry jou betaalpakkie en jy gaan. God se woord sê, sy loon is met hom. Met ander woorde, die loon is klaar vooruit uitgewerk. En daarom bring hy die loon met hom. So met ander woorde, dit sê, een of ander tyd gaan die ondersoekende oordeel klaarmaak, en hierdie proses is daarom of jou sonde uit te wis, of jou naam in die boek van die lewe te haal, en dan kom hy met die loon, of die ewige dood, of die ewige lewe. En daar is hierdie gedagte dat God by die wederkoms gou-gou op 'n papier gaan uitkrap en uitfigure, maar wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe nie. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer hy kom en sy loon is met hom. So hierdie tyd waarin ons lewe, word daar bepaal een van twee ondervindings. Of jou sonde word uitgewis, of jou naam word in die boek van die lewe gehaal. Maak dit in erns by jou en my wakker. Maak dit wakker dat ek wil gaan kyk waarmee God in die allerheiligste besig is, want dit het juis van toepassing dan op my lewe vandag. Maak dit by my die vergeerde wakker om te gaan seker maak, ek is 'n heilige byeenkoms, my gesin is 'n heilige byeenkoms. Ek verootmoedig myself en ek is 'n heilige offer. En vandag kyk ons, hoe lyk dit wanneer om nie werk te doen nie. So sommige mense beteken dat dit eintlik dalk sê, dat almal moet nou hulle werk los en predikante word. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Met ander woorde, God is nie besig om te sê dat jy jou werk moet bedank, gaan teologie swat, of 'n evangelis word, en ewe skielik openbaringsseminare aanhou nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Wat die Bybel vir ons sê, is dat dit waarmee jy jouself besig hou, is daar vir 'n groter doel as net jouself. So hoe lyk dit wanneer dit sê ons moenie werk doen nie? Wel, eerstens, wat dit vir ons probeer sê, is dat jou werksplek, jou skoolloopbaan, en ek sê skoolloopbaan want ons jong mense het ook nodig om dit te verstaan. Jou universiteitslewe, jou skoolloopbaan, jou werkslewe is daar as 'n sendingveld. God het jou daar geplaas. Jy jong mens wat op skool is, ja, God het jou ook daar geplaas.
En hy het jou daar geplaas om te midde van 'n krisis vir die wêreld voor te berei deur om vir hulle te wys wie God is. Met ander woorde, jy moet eers besef dat die wêreld in 'n krisis is en dan moet jy begin leef asof jy besef dat die wêreld in 'n krisis is. Die boek Education sê vir ons sukses in enige lyn vereis 'n definitiewe doel. Hy wat 'n ware sukses in die lewe wil behaal, moet voortdurend die doel van sy strewe waardig wees en voor oë hou. Met ander woorde, wat is jou vermoëns? En vir ons jonger mense wat dalk nie daai woord onmiddellik te verstaan nie, wat is jou vermoëns? Met ander woorde, wat het God vir jou gegee wat hy vir niemand anders te gegee het nie? Want dit word die riglyn vir jou doel in die lewe. God het jou toeberus met eienskappe en karaktereienskappe en talente om iets vir hom te doen. Of jy op skool is en of jy op universiteit is en of jy by die werk is. Met ander woorde, God wil ons aanmoedig om te soek na wat jou vermoëns is, want dit is wat God vir jou gegee het, sodat dit 'n gids kan word om te wys wat die roeping van God in jou lewe is. Hoeveel van ons vandag hier leef werklik ons roeping uit? Het u al met u kind gaan sit en hom gehelp om te verstaan wat dit is wat God net vir hom gegee het en hoe kan hy daardie 'n roeping maak in die omgewing wat hy beweeg? Of voel ons dat ons kinders te jonk is om oor hierdie dinge te praat? Dat daar nog genoeg tyd in die toekoms sal wees voordat ek my kind hoef te help om te kan verstaan dat jy is deel van 'n roeping. Jy's geplaas as Christen op 'n plek omdat God jou wil gebruik. Jy is nie net daar geplaas om in jou eie behoeftes te voorsien nie. En so Galasiërs 5 vers 19 noem dan 'n lang lys wat die werke van die natuur is of the works of the flesh. En alhoewel dit is om nie te werk is om nie om hierdie dinge te doen nie, dink ek hierdie Bybelgedeelte gaan veel dieper as dit. Wat is die dieper as die elementêr? Met ander woorde, elementêr is dat jy nie moet onsedelik wees nie, jy moenie onrein wees nie, jy moenie losbandig wees nie, jy moenie afgodsdiens nie, jy moenie naaiwer hê nie, jy moenie woede hê nie, jy moenie rusie maak nie, jy moenie verdeeldheid bring nie. Ja, om nie te werk is om nie hierdie dinge te doen nie, maar ek dink die Bybel wil hê dat ons moet 'n bietjie dieper kyk as net die elementêr. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees en julle moet julle verontmoedig op die 9de dag van die maand in die aand en van aand tot aand moet julle dit as 'n Sabbat hou. Ons antitipiese lewenstyd waarin ons lewe moet soos 'n rusdag wees. En wat is die punt van Sabbat? Hoekom is Sabbat vir ons gegee? Om nie werk te doen op Sabbat en om Sabbat te hou en op die Sabbatsrus in te gaan en ons gaan meer daarna kyk as ons na ons beginsel van Sabbat kyk in ons preekreeks, is Sabbat vir ons gegee om te rus. En deel van die rus, hoekom ek moet rus, is dit is 'n heiligmakingsproses. Met ander woorde, ek ondervind 'n heiligmakingsproses in die Sabbat. Die Sabbat is vir ons gegee vir 3 redes: om te rus, vir heiligmaking, en die derde een sal ons kyk as ons by ons Sabbatspreek kom. So heiligmaking, wat beteken dit? Om een te wees met God, om uitgesonder te wees vir 'n heilige gebruik. Met ander woorde, om Sabbatsrus te gehou het, is om in 'n verhouding te wees so naby aan God, waar hy jou verander, waar die heiligmakingsproses deel word van jou lewe. Dis die doel van Sabbatsrus, en ons moet in daardie doel vervul terwyl ons lewe in die antitipiese dag van versoening. So ek en jy het nodig om deur 'n heiligmakingsproses te gaan in die tyd waarin ons lewe. Hoe lyk dit in die praktyk? Johannes 17 vers 22 en 23 sê vir ons: Die heerlikheid wat U aan my gegee het, gee ek ook aan hulle, sodat hulle een kan wees, ekskuus, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dan die sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet.
In ander woorde, wanneer ek in daai heiligmakingsproses staan, word ek en God so een en ons begin mekaar so leer ken, dat ek en God en ek so een is, sodat die wêreld God in my kan sien. En dis wat dit beteken om nie werk op Sabbat te doen nie. Dis wat dit beteken om nie werk op daai dag te doen wat dan simbolies na ons toe gebring is. Met ander woorde, ek moet dit hou soos 'n Sabbat. Wat's die punt van Sabbat? Heiligmaking en in diepte verhouding met God. Hoekom? Sodat die mense God in my kan sien. Die wêreld is besig om in 'n oordeelsproses te gaan waar of jou naam verwyder gaan word uit die boek of jou sondes verwyder gaan word en die wêreld weet dit nie. En hier word vir ons gesê moet geen werk doen nie. Met ander woorde, gaan in die Sabbatsrus in. Laat toe dat die heiligmakingsproses jou en God so een maak dat die wêreld kan sien wie God gestuur het en dat hy die wêreld liefhet. So volgens hierdie vers, binne die tema van ons gesprek, die antitipiese dag van versoening, binne die tema van die voorskrif om nie werk te doen nie, binne die tema van 'n heilige Sabbatsrus, dat ons sal bring op 'n plek waar ons so afgesonder en geroep is, ek gaan dit weer lees, en dat dit ons sou bring tot op die waar ons sou vergeet waarvoor ons afgesonder is. Kom ons bid gesaam. Hemelse Vader, ek vra asseblief dat U vir ons helderheid van verstand sal gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So binne die tema van waaroor ons gesels, is om nie werk te doen nie, op 'n plek te kom waar niks tussen my en jou werk, of niks tussen my en jou staan. Op die punt waar ek en jy ons roeping mis nie. En ons roeping is, of jy in jou werksplek is, of jy by die skool is, of jy besig is om te ontspan, of jy besig is waarmee jy ook al besig is om Jesus aan ander mense voor te stel en uit te leef. Ja, jy het 'n besigheid om vir jou gesin te voorsien, maar jou besigheid is ook die plek waar mense God in jou midde bring. Ja, ons moet almal skool gaan en ek het dit gehaat, maar op die skool kry jy as jong mens die plek om vir ander mense te wys wie is God regtig. Op universiteit kry jy dieselfde voorreg. Wanneer jy ontspan saam met jou vriende kry jy dieselfde voorreg. Maar ons gaan dit nie sien as 'n voorreg as ons nie besef ons lewe in 'n tyd wat of jou naam uitgewis gaan word uit die boek van die lewe of jou sondes uitgewis gaan word. So ons gaan aan met ons lewe asof ons nie in die antitipiese dag van versoening is nie. En ons besef nie dat inspirasie vir ons sê dat binnekort gaan God uit die heiligdom beweeg en wanneer hy kom, is sy loon met hom. En dan gaan daar nie meer tyd wees om te doen waarvoor een ek geroep is nie. Die roeping om die heerlikheid van God aan die wêreld uit te leef, sodat die wêreld kan weet wie God is, sy heerlikheid kan sien en sy karakter kan bestudeer. Ek en jy moet geen deelname hê. Ek en jy moet nie vermaak word of omgekoop word deur enige iets wat ons van hierdie roeping uit die oog sal laat verloor nie. Dat ek en jy wat in die antitipiese dag van versoening leef, nie kan bekostig om deelagtig te word aan enige iets wat aan die wêreld 'n valse prentjie sal skep van die glorie en die karakter van God nie. Dit is jou en my doel. Dis wat dit beteken om nie werk te doen nie, om in daai heiligmakingsverhouding met God te wees, waar ek en jy so een is, nie werk te doen op daai Sabbatsrus nie, dat die wêreld kan sien hoe een ek en God is. Dat die wêreld kan sien dat God hulle liefhet. En vandag lewe baie mense asof ons nie in daai dag is nie, en ek gaan vir julle verduidelik hoekom ek dit sê, uit 2 plekke. Die enigste 2 plekke waar ek as Christen kan gaan raadhaal, die Bybel en Gees van Profesie. So kom ons begin by die Bybel, God se woord. Lukas 17 vers 26 tot 29 sê die volgende.
Net soos in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die Mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, en op die dag nadat Noag in die ark gegaan het, toe kom die sondevloed en dit het hulle almal uitgewis. En dan vers 28, in die tyd van Lot het dit ook net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en gekoop en verkoop en geplant en gebou, maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het die vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het hulle almal uitgewis. So die Bybel waarsku ons dat in die tyd van die Seun van die Mens, die tyd van die antitipiese dag van versoening, die tyd voor die wederkoms, gaan die wêreld op 'n plek wees waar ons lewe asof God nie terugkom nie. En dit sluit die kerk in. Die Gees van Profesie vind byklank hier soos dit sê, toe Lot die lede van sy familie van die vernietiging van Sodom gewaarsku het, het hulle nie op die woorde ag geslaan nie, maar hom as 'n fanatikus aanskou. Die vernietiging wat gekom het, het hulle onvoorbereid gevind. So sal dit wees wanneer Christus kom. Boere, handelaars, reggeleerdes, ambagsmanne sal geheel en al besig wees in sake en oor hulle sal die dag van die Here kom soos 'n struik. Mense, die Bybel en Gees van Profesie waarsku ons dat die werk waarin ons onsself vind, die plek waarop ons vind, of jy nou 'n skoolleerling is, of 'n universiteitsleerling is, of 'n werkende mens is nie daar om die daaglikse lewe deur te gaan nie, maar vir jou en vir my, om mense te wys wie God is. Jou en my verhouding moet so een wees, dat God iemand na jou werksplek, waant is waar jy besig is, ek gebruik jou as 'n voorbeeld, om kaste in te sit, dat die kliënt by wie se huis jy werk, jy kan wys wie's God. Erik, julle ouens wat met computers besig is, wanneer jy by 'n werksplek is en God plaas jou in daai omstandighede, het jy nodig vir hulle te praat en vir hulle te wys wie God is. En dit kan net gebeur as jy en hy in daai Sabbatsrus een word, sodat die wêreld kan sien, hy is op pad terug en daar's een van twee gebeurtenisse. Of die loon is dat jou sondes uitgewis is, of die loon is dat jou naam uit die boek van die lewe gehaal is. Ek wil hê julle moet asseblief vandag ag slaan. As jy al ooit geluister het van 'n preek wat van hierdie preekstel afkom, asseblief doen dit dan vandag. God waarsku jou en vir my dat ons familielewe, ons werkslewe, ons gesondheid, wat ons koop, ons ontspanning, ons interaksie met ander, dit waaraan ons tyd spandeer, al hierdie dinge het een doel en een doel alleen, en dit is om voor mense te kan staan en vir hulle God se heiligheid en sy karakter en sy liefde uit te beeld. Maar sien, wanneer ek dit sê, dan sê mense, maar wag so 'n bietjie, dis 'n bietjie fanaties. Want ek kan sweerlik waar nie die heeltyd oor God konsentreer nie. Dan moet daar 'n bietjie balans ook in my lewe wees. Regtig? In die antitipiese tyd van versoening, waar daar oor jou bepaal word of jou lewe in die boek van die lewe en of jou sondes uitgewis het, is elke ding, jou ontspanning, waarin jy tyd spandeer, elke ding waarmee jy besig is, het een doel en een doel alleen, en dit is om die karakter van God te ontbloot. En vir ander mense te wys wie God is en dat hy jou liefhet. En dis hoekom ek gesê het, wat ek noem, mag dalk vir ons skriwelend wees. Want kom ek vra die vraag so, waaraan spandeer die lede van jou gesin tyd op 'n Saterdag aand? Wat is die ontspanning wat die lede van jou en jou gesin hulle self mee besig hou? En hoe vorm dit in die doel wat God vir ons gegee het? En dit moet van kleins af vir ons kinders gegee word. Met ander woorde, ons kinders moet besef, ek kan nie heel aand Saterdag aand voor 'n komputer sit en videospeletjies speel as ek nog nie tyd daaraan gaan spandeer het om my kind te help hoe om te leer om die karakter van God te ontbloot aan ander nie.
Ek en jy kan die heel Sondag voor die TV sit en sport kyk, as ek nog nie my kind geleer het hoe om die karakter van God te ontbloot nie. Waarmee en hoeveel van waar daarmee besig is, spandeer ons om ons self voor te berei om die karakter van God te ontbloot, deur om hom deel te maak van ons lewe, sodat ons so een is dat mense God in ons kan sien. Waarmee hou ons meeste van ons tyd besig by die huis? Hoeveel van ons lewe is werklik om hierdie roeping uit te lewe? Hoeveel van waarmee ons onsself besig hou in ons huisgesin en in ons vrye tyd bring ons nader aan die eenheid met Jesus, en hoeveel daarvan plaas skeiding tussen my en God? Hoeveel van wat ons in ons lewe toelaat in die tyd waarin ons lewe, bring ons nader aan die proses om ons name uitgewis te kry eerder as ons sondes? Maar dit gaan selfs 'n klein bietjie dieper as dit. Psalm 101 vers 2 en 3 sê, ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Wanneer kom U na my toe? In my huis wil ek lewe in opregtheid. Niks wat sleg is wil ek nastreef nie. Ek haat wat verkeerd is. Dit mag geen houvas hê op my lewe nie. Die woorde van Dawid sê vir ons, dat Here, ek wil nie iets toelaat wat my wegvat van my lewensdoel. En my lewensdoel is om so een met U te wees, sodat die wêreld kan sien daar is eenheid tussen my en God, en dat U die wêreld liefhet nie. Dis wat dit beteken om nie werk te doen in die tyd wat ons het nie. Om in die simboliese sabbatsrus te wees en nie werk te doen nie, is om in 'n sabbatsrus te wees, 'n heiligmakende verhouding met Jesus te wees, sodat die wêreld God in jou en my kan sien. Maar elke keer as iets in jou lewe kom, waar dit begin om die verstand so gevange te neem, sodat daar nie meer tyd is vir gebed nie, daar nie meer tyd is om onsself voor God te verontmoedig nie, daar nie meer tyd is om onsself 'n offer aan God te bied nie, en daar nie meer tyd is om nie werk te doen nie, het ek en jy begin om werk te doen in die tyd waar God ons waarsku om nie werk te doen nie. En daarom sê God, sal ek jou uitwis van my volk. En dis nie 'n veroordelende gedagte nie, dis 'n soberende gedagte. Veroordeling sê jy sleg, soberend is word wakker. En dis vir my 'n soberende gedagte. Ons kan vandag onsself en ons kinders leer om toe te laat om tyd te spandeer aan wat ook al anderste, en weinig tyd of kwaliteit te spandeer aan die ontwikkeling van die karakter wat die heerlikheid van God aan ons moet bloot lê nie. Is ons besig om werk te doen wat God ons gewaarsku het, ons uit die volk gaan laat uitwis? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê dan, of jy eet en of jy drink of wat ook al jy doen, doen alles tot eer en verheerliking van God. En die groot stryd sluit aan hierby. Sommige soek ver na die koms van die Here. Die tyd het langer aangehou as wat hulle verwag het, en daarom dink hulle dit kan nog 'n paar jaar voortduur. En op hierdie manier word hulle gedagtes van die waarheid na die wêreld weggelei. Ek het 'n groot gevaar gesien dat die verstand gevul gaan word met ander dinge as die waarheid wat nodig is vir ons in hierdie tyd, en dat daar geen plek in die hart en verstand sou wees vir die seël van God nie. Ek het gesien dat die tyd vir Jesus om die allerheiligste te verlaat, amper verby was, en dat dit slegs 'n kort rukkie langer kon duur. Met ander woorde, die hele doel van hierdie sabbatsrus, die hele doel van om nie geen werk te doen nie, is vir ons om die verandering in die beeld van God in ons toe te laat, en ons in ons vorige, soos ons vorige preke bestudeer het, wat is die heerlikheid van God, wat is dit wat ons moet toelaat, is sy karakter. God se karakter en my karakter moet een word. Die vers sê ons weet nie nou hoe ons lyk nie, maar as Jesus kom, gaan ons soos hy lyk. En dis wat dit beteken om nie werk te doen nie. Om nie werk te doen nie beteken om in 'n sabbatsrus te wees, 'n heiligmakende verhouding waar Jesus en ek een word, sodat die wêreld daai eenheid kan sien in my lewe. Of ek werk
en of ek skool gaan, en of ek swat, en of ek besig is met ontspanning. So wat ek en jy ook al doen, dit moet God voor die mensdom verheerlik en my help om God se karakter beter te verstaan, sodat ek dit beter kan weerspieël. Vandag is my oproep aan elkeen van ons, moenie enige iets doen wat jou fokus sal breek van hierdie werk nie. Kom ons kom saam as 'n kerk en sê ons moet 'n heilige byeenkoms wees. Kom ons kom saam as 'n kerk en vra die Here of ons harte voor hom kan verootmoedig. Kom ons kom saam as 'n kerk en ons rig onsself aan God as 'n heilige offer. En kom ons as 'n kerk word 'n kerk wat nie vir onsself veroorloof om werk te doen nie. Alles wat staan tussen ons en die heiligmakingsproses wat ons nodig het om te staan in die tyd van versoening, het ons nodig om toe te laat in ons lewe. En hier, en ek eindig af met hierdie Bybelvers, is hoekom dit belangrik is. Hebreërs 10 vers 28 tot 31. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 1 of 2. Vers 29. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergeld en spreek die Here en weer, die Here sal sy volk oordeel. En dan die vers wat vir my verskriklik belangrik is. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. U gaan vir uself moet besluit of u glo dat ons lewe in die antitypiese dag van versoening. Vir my is dit baie duidelik in God se woord, sowel as in die Gees en profesie. En verder gaan u en ek dan self moet besluit dat dit wat Israel hulle self besig hou het, hoe maak ek dit van toepassing op my lewe in 2025? En as u en ek geen werk wil doen nie, dan moet ons op 'n plek kom waar ons in daai Sabbatsrus so met God gegroei het, dat die wêreld Jesus in my sien, u in my en ek in u, en ons in hulle, sodat die wêreld ons so een kan sien, dat hulle sal weet dat God hulle liefhet. Want u en ek het net een van twee ervarings, of ons naam gaan uitgewis word uit die boek van die lewe, of ons sondes gaan uitgewis word. Die keuse is u en myne. Hoe vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit was 'n lang reis deur een van die belangrikste waarhede wat u aan hierdie kerk en hierdie denominasie gegee het, en dis die ondersoekende oordeel. Die werk waarmee u besig is in die allerheiligste. Ja, Here, u is lief vir ons, en daar's niks wat ons kan bydra vir verlossing nie. En so die werke wat ons doen, kan ons nie verlossing koop nie. Dit het niks met verlossing te doen nie. Dis 'n geskenk en u liefde is al wat ons nodig het. Maar die werke, Here, is daar sodat ander mense u kan raak sien. So as Christen kan my lewe nie sonder werke wees nie. Want die werke is vir mense wat vir mense wys, hoe lyk dit as u en ek regtig een is? Uit die werke, uit die dinge waarmee ons onsself besig hou en hoe ons dit doen en wanneer ons dit doen, wys vir mense dat u in ons lewe, dit bring verheerliking vir u karakter en dit bring mense na u toe sodat u vir hulle die geskenk verniet kan gee, verlossing. Die geskenk van verlossing en die werke wat dit in ons wakker maak, is soos 'n hand en 'n handskoen, dit pas aan een. Here, die wêreld het nodig om te weet wie u is. Die wêreld het nodig om te weet hoe lyk u in die tyd waarin ons lewe,
Want binnekort as jy al die Allerheiligste uitstap en die loon kom saam met u, dan is dit bepaal. En hoeveel mense mag ons op daai dag vra, hoekom het jy my nooit gesê nie? En daarom plaas hy ons in ons werksplek, ons skoolplek, ons universiteitplek. Daarom vra hy ons van om te ontspan met 'n heeltemal 'n ander manier, om onsself besig te hou met 'n hele ander manier. Dit wat ons help om u karakter uit te lewe. En dis wat dit beteken om in u werk te doen en in 'n sabbatsrus te wees in die antitipiese dag van versoening. Here, ons moet dit eers glo. En u waarsku ons gaan nie agslaan op dit nie, of baie gaan nie agslaan op dit nie. En u wederkoms gaan vir ons soos 'n struik kom. En soos in die dae van Noag en soos in die dae van Lot, gaan hierdie op ons afkom soos 'n dief in die nag. Maar dankie Here, u het hierdie kerk bymekaar geroep en ons 'n pragtige boodskap gegee om die wêreld uit te dra en wakker te maak. En dis waarvoor ons hier is, dis ons identiteit, dis wat ons graag wil doen en ons sê dankie vir hierdie boodskap Here. Mag ons nooit stil bly nie. Plaas mense in ons lewe met wie ons hierdie kan deel, sodat ons vir die wêreld kan wys dat u en ons is een en dat ons in mekaar een is. En hulle dan kan sien dat u vir hulle lief is. Ons bid dit in Jesus